Baie welkom by hierdie video oor ons Portugese Camino. Daar is hordes professionele video's beskikbaar oor Caminos en ook oor hierdie roete. Om sulke video's te maak, moet mens regtig baie goed beplan en is jou Camino gefokus op die video. Ons doelwit was glad nie om so 'n video te maak nie. Wat ons graag hier deel, is 'n klompie van ons foto's en 'n klompie videomateriaal wat ons geneem het toe ons die Camino gaan stap het. Ons wil graag vanaf die Porto Kathedraal tot by die kathedraal by Santiago de Compostela stap. Ons volg die roete teen die bekende rivier van Porto en dan teen die kus totdat ons by La Brugge verblyf in 'n karavaanpark kry. Soos ons verder stap op dag 2, raak ons bewus dat dit net 'n kwessie van tyd is voordat ons gaan natreën. Wanneer die reën werklik begin uitsak, is ons gelukkig om by die eerste hotel 'n beskikbare kamer te kry. Die weer verbeter later en ons verken die dorpie. Die muur teen die strand is behoorlik versier met prentjies van muurteels.
Op pad na Esposende stap ons meestal teen die see. Daar's heelwat plek op die Camino waar jy iets kan agterlaat as simbool van iets wat jy wil aflê. Ons kry ook van die mooiste gesigte teen die kus van die ou windmeels. Die plankpaadjies beskerm die duine, maar raak later sieldodend op jou voete. Kry verblyf in die Esposende Sports Hostel. Ons kamer het bankerbeddens en ons deel dit met 3 dames. Die badkamertjie is klein maar prakties en baie netjies. Op die eerste vloer is 'n groot kuierarea met 'n kombuis waar Ronelle pasta aan mekaar slaan. Ons is steeds in Portugal en besef dat ons het nog nie port gedrink nie. Nou ja, ons gaan dit nie môre saamdra nie, so ons drink maar alles. Ons ondervind die eerste keer op die Camino, plekke waar die voetpaadjie baie modder het en moeilik stap. Ironies, kom ons veilig hierdeur, maar dis egter op 'n teerstraatse randjie waar Ronelle haar misgis en val. Daar's onmiddellik 4 pelgrims by om haar op te help. Sy verbind haar arm en ons kan daarin verder stap.
Ons kom vroeg by Ancora aan en besoek eers die kerkie en daarna die uitstalling op die plein. Ons besluit om by 'n restaurant in die see iets te gaan eet. Dis waarskynlik by hierdie ete waar Renel voedselvergiftiging opdoen. Ons gaan deur 'n baie lang nag waar sy basies glad nie slaap nie. Die volgende oggend is 'n tyd vir groot besluite. Ons is so 10 km van die rivier wat die grens tussen Portugal en Spanje vorm. Ons het vroeër 'n boot geboek om vanmiddag die rivier te kruis. Die apteker verstaan daarom wat ons benodig en na 'n klompie elektrolyte terug in Renel se lyf teken ons uit by die hostel. Ons oorweeg om of saam in 'n taxi die tog tot by die rivier aan te pak of dan nou Renel op haar eie. Later besluit sy dat sy wel kans sien om die 10 km te stap. Soos 'n bokser wat uit op sy voete is, pak ons die pad aan en bereik die rivier betyds vir ons boot. Na die rivier is dit nog 4 km se stap tot by Algarda. Die uitdrukking is dat die Camino voorsien. Ons weet daarom dat dit nie die Camino is nie, maar God self. Ons het die vorige aand 'n hotelkamer in 'n ou klooster geboek. Ons stap die ou klooster binne en weet nie wat om te verwag nie. Wat ons daar aantref is die mees gerieflike kamer van ons hele reis. 'n Baie mooi Renel kry kans om in 'n skuimbad te ontspan.
Ons stap meeste van die dag in die reën. Teen die middag begin ons uitkyk vir slaapplek vir die aand. Een van die hotelle kan ons help teen €100 vir die aand, wat buitensporig vir hierdie roete is. Na 'n paar oproepe kry Renelle 'n Spanjaard wat sê, hy is vol, maar ons moet tog 'n draai maak. Renelle word sommer rond in sy taal, en dan bied hy ons 'n splinternuwe kamer aan wat agter in die erfgebou is, teen €50. Dit is 'n lekker plek vir wasgoed doen en ontspan vir die middag. Dit is Sondagmiddag toe ons deur die pragtige dorpie Behouna stap. Ons kruis die rivier oor 'n bruggie wat uit die Romeinse tyd dateer. Ons verblyf is weer eens 'n hotel wat in sy vorige lewe 'n klooster was. Laatmiddag skarrel ons rond om iets te ete te kry, want alles in Ramalosa is gesluit. Ons kry die laaste brood by bakkery voordat hy toemaak. By 'n parkie is daar 'n koffiewinkel oop, waar ons burgers of, moet ek sê, met moeite burgers bestel.
Die mense hier weet nie lekker wat Engels is nie. Teen die einde van ons ete vra 'n gas van 'n ander tafel of sy reg hoor. Dit klink of ons Afrikaans praat. Sy en haar man het die naweek weggebreek Spanje toe. Hulle woon die laaste 5 jaar in Portugal. Ons gesels die eerste keer op die Camino met ander mense in Afrikaans en is heelwat later toe ons terugkeer hotel toe. This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we can throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Daagliks is daar baie roete opsies wat 'n mens kan neem. Vanaf Ramalosa na Vigo neem ons die roete wat so naby moontlik aan die see is. Hoewel dit meer gelyk is as die alternatief wat teen die koppe loop, stap ons meestal op plaveisel, teels en teerpad. Dit maak ons voete baie moeg. Wanneer ons in Vigo aankom, besef ons dis eintlik 'n baie groot stad. Ons het vooraf ons verblyf geboek, maar Google Maps sukkel om ons na hierdie verblyf te lei. Die rede is eenvoudig, die mure in die ou deel van die stad is so hoog dat Google sukkel om tred te hou met waar die foon nou is. Ons gaan koop 'n nuwe langbroek vir Ronel by een van die moderne winkels en gaan eet in 'n gewone restaurant in hierdie moderne deel. Ons verblyf is in die ou deel en letterlik net 'n straatblok weg daarvandaan. Vanaf die fort lyk ons woonstelletjie letterlik na 'n bouval. Dit is 21 Mei en Ronel se verjaarsdag. Ons vier dit teen sonop met 'n koppie koffie en haar geliefde pastries op die wal van die ou fort. Nothing to lose.
Kom die middag van Ronel se verjaarsdag by Redondela aan. Ons spoor ook vir Letitia en haar maters op. Ronel het via Facebook kontak gemaak met hulle en ons hoor weer ons moedertaal. Vir my persoonlik is Redondela die laagtepunt van die Camino. Eers kan ek die aanskaars eet as gevolg van my maag wat protesteer teen te veel brood en pastries en dan het ek behoorlike shinsplints. Ronel se verjaarsdag ete raak toe met noedels wat sy self aan mekaar slaan in die hostel se kombuisie. Ek lê deur die nag en planne maak om die volgende dag die trein te vat Santiago toe. Daar's nie 'n manier waarop ek kan sien dat ek verder kan stap nie. Vroegoggend kyk ons mekaar aan sonder veel kommentaar en ek maak my voorstel van die trein. Dan eet ons iets klein en Ronel spoor my aan om tog te probeer om tot by die volgende dorpie so 10 km verder te stap. Ons stap stadig, maar die Camino is weer op koers. Ons kort stappie maak dat ons vroeg by Arcade aankom. Dit gee ons tyd om planne te smee. Ons boek die volgende aand se verblyf. Met 'n adres waarheen ons nou op pad is, kan ons 1 rugsak vooruit pos. Die volgende dag kan ons verder stap, maar sonder die las van 'n rugsak. Die grootste gedeelte van hierdie dag se roete is ook deel van die sentrale roete en boonop deel van die laaste 100 km wat hierdie stuk pad baie gewild maak. Dit beteken nie dat dit nie 'n mooi roete is nie. Inteendeel, dit is pragtig. Net voor Pontevedra is die opsie om 'n deel van die roete deur die woud en teen 'n rivier te stap. Dis pragtig en ons raak sommer jaloers dat hierdie mense se riviere so mooi skoon kan wees.
By Pontevedra stop ons vir middagete en roomys wat in hierdie tyd daaglikse gebruik geraak het. Daar is baie om te sien, maar ons moet aanstoot, want ons rugsak wag vir ons by Campagnola. So 'n paar kilometer buite Pontevedra split die roete. Ons draai af op die spiritual variant, waar die pragtige woude en die see loop. Dit gee basies 'n ekstra dag se stap, maar baie om te sien. By Campagnola kry ons rugsak by 'n pragtige plattelandse hotel. Ons gaan eet die aand by die enigste restaurant op die dorp. Hierdie mense is lief vir aardappels en hulle sit dit voor, maar ek het nie beswaar nie. Ons verkyk ons ook aan die begraafplaas wat bo op die grond gebou is. Sommer 'n kort stappie tot by Kombarra teen die see. Ons stop vir ons gebruikelike oggendkoppie koffie, croissant en lemoensap voordat ons verder vertrek. Die roete swenk dan teen die kop uit die dorpie uit. Ons koop koeldrank by 'n yskas waar die eienaar op almal se eerlikheid staat maak. Die roete swaai dan deur die woude en plantasies tot by Armentera. Sommer met ons aankoms by Armentera kry ons 'n heerlike koffiewinkel waar ons 'n middagete bestel. Die eienaar roep 'n jong kelner wat ons in Engels bedien en plan maak sodat ek 'n sakkie ys kan kry om my seer shin mee te behandel. Na ete neem Ronel foto's van die kerkie en klooster langs aan terwyl ek die ysbehandeling toedien. Hier is baie min verblyf in die dorpie en ons stap amper 3 km uit die dorpie na ons verblyf vir die aand.
Na goeie nagrus moet ons die volgende oggend eers 3 km terugstap na die dorpie. Gelukkig besluit ons om nie 'n kort pad te vat nie, want wanneer ons terug is op die Camino roete, stap ons een van die heel mooiste roetes ooit. Daar word gereken dat hierdie gedeelte van so wat 12 km die langste Camino roete is wat deur 'n natuurlike woud gaan. Daar is teen die riviertjie tekens hoe mense jare gelede die water benut het vir meulens en landbou. Die mos groei onversteurd en is regtig 'n teleurstelling toe ons die einde van die woud bereik. Hiervandaan gaan ons kus toe.
Van 'n Villa de Arousa is dit so 30 km tot 'n Padron. 'n Mens kan die roete teen die hoofpad stap of 'n boot neem wat die meer gewilde manier is. Ons het vroeër 'n boot vir die trippie geboek. Volgens legende is die apostel Jakobus se liggaam ook met 'n boot in die rivier op na Santiago. Ons maak ons tuis op die boot, maar na 3 kwartier is dit duidelik dat die boot nie gaan vaar nie. Rede onbekend. Die kaptein praat in Spaans wat ons nie verstaan nie. Later kom die admin dame aan boord en verduidelik die opsies. Daar is 'n bus gereël wat Padron toe gaan. Hy kan so 60 van die 120 passasiers neem. 'n Alternatief, jy kan jou geld terugkry en self 'n plan maak. Laaste opsie wat ons kies, is om te wag vir 12 uur wanneer 'n kleiner boot 'n klompie passasiers sal neem na Padron. Ons word bedien met baie koffie en koek. Onthou al 120 mense se koffie en koek is nog aan boord en ons is net 24 wat vir die kleiner boot wag. Ons vaar eers deur die baai en kan die platforms waarop hulle met oesters boer van naby bekyk. Wanneer ons die baai verlaat en die rivier betree, ruk die boot tot stilstand. Ons het 'n sandbank getref. Al manier om verder te vaar is om te wag tot die gety ingekom het. Nou, as hierdie bootjie nou vassit, wat sou die groot boot gedoen het? Hoe ook al, na 90 minute se wag kom ons agter dat die boot dryf. Minute later is ons weer op pad. Ons vaar verby al die kruise wat oor die jare teen die rivier geplant is. In Padron aangekom het ons nog 'n gesonde stappie tot by ons oornagpunt. Vemos 2 embarcaciones típicas de los vikingos. El de Roald de Kubo, typical Vikings. Dit is al laat wanneer ons by die hostel in Picarana inklok. Dit is in 'n afgeleë gebied geleë en 'n Sondag aand. Ronel stap na die naaste volstasie om brood te kry om 'n ete mee op te tower. Ons rus die laaste aand in 'n hostel. Môre behoort ons Santiago te bereik.
Ons het die kathedraal by Santiago de Compostela vele male op foto's en video's gesien. Wanneer ons daar instap, voel dit amper op 'n vreemde manier bekend. Die eerste indrukke is dat die pelgrimstog nou verby is. Na maande se beplanning is ons nou hier. As ons hier uitstap, is ons nie meer pelgrims nie. Dan is ons weer gewone toeriste. Ons neem foto's en gaan sit 'n rukkie in stilte. Ons probeer die oomblik indrink. Duisende mense stap jaarlik die French Way, wat baie meer behels as ons 16 dae. As ons egter terugkyk op die vorige paar jaar, is dit vir ons persoonlik 'n wonderwerk om hier te kan wees. Ons gaan na ons Compostelas af en stap uit by die plein. Buite is ons weer toeriste, maar hierdie keer toeriste met 'n storie. Ons hoop om weer hierdie plein in te stap, maar volgende keer uit 'n ander windrigting.